As jy wil weet wat die nuutste vleis, wol en voerpryse is, dan is jy op die regte plek. Welkom by die week se AMT vleisprysoorsigh, moontlik gemaak deur John Deere. Voor ek met die week se pryse afskop, wil ek daarom net noem dat ek en AMT 100% onafhanklik optree. Ek koop en verkoop nie lewende hawe nie en gee ek dus 'n onafhanklike opinie van waar pryse die vorige week verhandel het. Neem net in ag dat hierdie gemiddelde pryse is dan dat elke dier afhangende van sy gewig, raskwaliteit, geslag en ouderdom 'n hoër of 'n laer prys kan kry op 'n spesifieke veiling. Die prys op verskillende veilings gaan ook verskil gegee die kompetisie tussen die kopers, so maak seker jy kry die beste prys op die dag wat jou sak pas. Laasweek het die nasionale gemiddelde speen-kalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg dan gestabiliseer en verhandel dit op R37,09 per kilogram met uit die hand of direkte verkope hoër op R37,70. Die gemiddelde prys is tans so 18% hoër as 'n jaar gelede. Ligter kalvers onder 200 kg styg dan na R37,45 met swaarder kalvers tussen 250 en 300 kg sywaarts op R35,38. Bulkalvers sak dan so klein bietjie terug na R38,19 met verskalvers nou gemiddeld op R32,38. Die gemiddelde prys in die Vrystaat styg dan ook na R38,10 terwyl die prys in die Wes-Kaap gestyg het na R38 laasweek. Die slagpryse het lekker skerp gestyg die laaste paar weke met die A23 karkasprys nou amptelik op R65,57 terwyl die C-graadprys styg na R50,31 per kilogram. Ek dink egter hierdie prys kan so bietjie hoër wees nog in sekere areas met pryse so hoog so R70 en tot R72 wat ook gerapporteer word in sekere areas. Die huidige skerp styging in karkaspryse of die soeperspryse is abattoirs wat kompeteer om slagbeeste te kry want daar is nou 'n tekort. Selfs baie groot krale met hulle eie abattoirs koop tans soepers in om te slag. Voorkwarte verkoop by abattoirs vir rondom R77 per kilogram tans. Die tekort is 'n sameloop van 'n klomp faktore. Verlede jaar se hoë slagting soos al reeds baie genoem, voerkrale wat nie ten volle opgestok het nie as gevolg van hoë voerkostes en lae vleispryse, terwyl die onlangse reën ook gemaak het dat byvoorbeeld C-grade nie by die mark kon kom nie en wat maak dat kalvers baie stadiger groei as normaalweg. Ek dink wel met die minder reën wat ons nou die afgelope week of so gesien het en meer slagdiere wat na die mark toe kan kom, verbruikers weerstand teen hierdie hoër pryse en speentydperk wat voorlê, kan pryse nou stabiliseer en selfs bietjie daal oor die volgende paar weke. Hou egter 'n oog op wat in ons buurlande ook gebeur, dit kan ook ons kalfpryse veral beïnvloed binnekort. Ons sien dat lampryse steeds seisonale tendense volg met die gemiddelde stoorlamprys wat verder styg na R43,44 laasweek. Slaglampryse styg na R44,38 per kilogram. Direkte stoorlampryse daal egter en verhandel op R40,49 terwyl direkte slaglampryse styg na R43,15. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg dan na R44,36 met die prys in die Wes-Kaap nou op R44,43. Die verwagting is steeds dat hierdie pryse verder opwaarts kan neig soos ons nou in die wintermaande inbeweeg en daar minder diere na die mark behoort te kom. Die baie nat toestande kan moontlik ook so bietjie beteken dat lammers dalk stadiger vat om markgereed te raak. Slaglampryse styg met die A23 prys nou op R104,43 per kilogram terwyl die C23 prys styg na R65,48. Die vooruitskattingsmodelle dui steeds daarop dat ons wel nog ondersteuning in die A-graadpryse kan sien tot die begin van Julie, terwyl C-graadpryse moontlik verder kan daal oor die nabye toekoms. Daar was nie plaaslike wolveilings nie en bly pryse dis onveranderd. Wolpryse in Australië styg egter met meer as 1% laasweek na 'n gemiddelde prys van 12,62 Australiese dollar per kilogram. Die Trump-tariewe het ook baie onsekerheid in die wolbedryf veroorsaak en baie vertroue in die markte het wel verdwyn. Hierdie het veral die Chinese kopers natuurlik hard getref wat primêr by die handelsoorlog betrokke is. Maar ten spyte daarvan het die Chinese kopers normale aankope laasweek steeds gerealiseer. Die Australiese dollar se verswakking het toe wel gehelp om die pryse bietjie op te druk. Dit sal interessant wees om te sien waar ons wisselkoers staan op ons volgende veiling en of dit ons markte natuurlik kan aanhelp ook.
In die hoenderbedryf het gevriesde pryse verder gestyg en het die swakker wisselkoers hierdie pryse ook opgedruk. Die gevriesde ex-abattoir prys staan op R34,94, varspryse op R37,15 terwyl die EQF prys op R33,96 per kilogram bly. Amerikaanse pryse het ook opwaarts verhandel die afgelope week. Spekvarkpryse handhaaf huidige vlakke met die nuutste spekvarkprys nou op R32,60, maar sien ons dat die vleisvarkprys verder daal na R32,83 terwyl die nuutste worsvarkprys ook sak na R25,62 per kilogram. Varkpryse in Duitsland het ook gestyg na €1,95 per kilogram en tesame met ons laer plaaslike aanbod kan ons binnelandse pryse moontlik ook hoog bly vir nou. Die nuutste grootbokprys daal na R36,80, kleinbokpryse daal na R53,21, medium bokpryse daal na R48,54, terwyl bokkooipryse daal na R47,02 per kilogram. Die verwagting is dat hierdie pryse steeds in sy algemene opwaartse tendens gaan inbeweeg, soos ons nou in die wintermaande ingaan. Wanneer ons oorbeweeg in die voerpryse het ons gesien dat lucernpryse dan skerp gestyg het weens die baie reën en beskikbaarheid wat gedaal het met die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys nou op R3,600 per ton. Prima lucern wat baie skaars is staan op R4,200 terwyl graad 2 lucern styg na R3,000 per ton. Daar is tans omtrent nie chop beskikbaar in die mark nie, wat tesame met al die vakansiedae beteken dat daar baie minder beskikbaar ook gaan wees vir die res van die maand en moontlik vroeg in Mei maand ook. Die pryse het skerp gestyg en staan reeds op R4,000 per ton en behoort hierdie prys hoog te bly tot in Mei maand ook. Veral as ons nog in ag moet neem dat daar meer diere op kraal ook gaan staan en ons nou in speentydperk inbeweeg wat natuurlik die vraag na chop ook verder gaan verhoog. Like en share asseblief hierdie video's en los vir ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale. Ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom by een van ons WhatsApp gemeenskapsgroepe aan te sluit. Al die skakels is in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word natuurlik moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.